Goeienaand almal. Baie welkom vir julle wat so volhard tot op die einde. Dankie dat julle hier is. Ons glo tog mos nou maar ook dit is hoe die Here met ons besig is. En dat die Here tog op hierdie manier met ons werk en ek wil as fotum eintlik maar sommer net weer vir julle lees Efesiërs 6 vers 18 wat ek maandag aand ook gelees het. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Kom ons sing, ons staan en dan sing ons 'n paar liedere dan ook saam. So
Nou soos julle nou al weet, probeer ons hierdie jaar sommer 'n bietjie kyk na waar staan ek in my geloofslewe of hoe kan ek my geloofslewe plot? En die bril waardeur ons kyk is dan nou hierdie 7 gemeentes waarvan Openbaring vir ons vertel. Die 7 gemeentes verteenwoordig ons tog nou die kerk, eintlik dan alle gelowiges en waarskynlik slot ons almal maar eers iewers daarin. Ek het ook maar soos die week aangaan besef, 'n mens is dalk ook nie net een van hierdie nie. Jy slot verskillende tye, verskillende plekke in, afhangend hoe met jou gaan of wat met jou dan nou gebeur. Nou, sommer net so vinnig weer 'n recap. Sondag aand het Suzette vir ons van Efese vertel, 'n gemeente met wie dit baie goed gegaan het op die oog af, 'n klomp dinge gebeur daar, maar hulle was so besig met die dinge van die Here, dat hulle persoonlike verhouding met die Here eintlik skade gekry het. Tot so 'n mate dat hulle beskuldig dan word, dat hulle eerste liefde verlaat het. Dit was nou Sondag aand. Maandag aand het ons stil gestaan by Smyrna. Smyrna was 'n gemeente wat besonder swaar getrek het. Lyding ervaar het, armoede beleef het. En dan hoor hulle daai aand ook, maar dit gaan nie sommer net beter gaan nie. Die lyding gaan nie sommer net verbygaan nie. En hulle word dan opgeroep om moed te hou. Nie te hou op te gee nie, met die wete dat Jesus los nie vir hulle nie. Hy weet van hulle, hy identifiseer eintlik met hulle lyding en hulle swaar kry, en dan kry hulle tog die belofte van die ewige lewe. Nee, dit sal kom. Gisteraand het Suzette stil gestaan by die gemeente in Pergamum, en sy het vir ons tog mooi uitgewys dat daar was baie spanning tussen die koninkryk van God en die koninkryk van Satan eintlik, en dat hulle het op mekaar 'n invloed. Eintlik het die koninkryk van Satan dikwels kom sit hy hier in die koninkryk van God en maak die kinders van die Here kompromieë met eintlik dinge van die wêreld. So dis van buite af wat die gemeente eintlik bedreig is. Vanaand kom ons dan nou by die gemeente in Thyatira. Nou sommer net Thyatira was 'n relatiewe klein stad met 'n paar duisend inwoners. Hulle sê die stad het ontstaan eintlik omdat Alexander die Grote sy soldate daar kom vestig het. En dan was dit 'n stad wat baie bekend was vir wolwewery. En julle sal dalk onthou daar in Handelinge 16 lees ons van Lydia, die purperverkoopster, wat van Thyatira afgekom het. Maar waar ons nou gisteraand gesien het, die bedreiging is van buite af vir die gemeente, gaan ons vanaand nou eintlik sien, die bedreiging is nou binne die gemeente. Maar ek wil eers vir u so 'n situasie skep wat ek hoop vir u kan help om dit dalk te verstaan. Gestel u stap nou vanaand in by 'n graad 8 klas. En u weet hierdie graad 8 klas presteer nie so goed akademies nie, maar hulle is eintlik 'n moeilike klomp. Hier gebeur 'n klomp goed in hierdie klas wat nie lekker is nie. Nou stap jy daar in die klas in, en as jy nou so instap, dan lyk dit nou eintlik nie so sleg nie. Nee, al die leerders is baie mooi netjies aangetrek. Die hare van die seuns is mooi kort, en as jy so kyk, dan lyk dit nie asof die dogters grimering aan het nie. En hulle sit mooi stil by hulle banke. Hulle is eintlik besig om 'n toets te skryf. Dit lyk eintlik goed. Maar as jy nou so 'n bietjie fyner begin kyk, dan kom jy agter maar hier's dalk 'n paar hardebaard seuns in hierdie graad 8 klas. Dit lyk so, hulle pas, maar dit lyk so amper of hulle nie so lekker hier pas nie. En as jy so kyk, dan sien jy, maar wag, hier gaan 'n papiertjie. En hy word so aangesien, as jy papiertjie vat en jy lees dan kom jy agter, maar dis nou die antwoorde van die toets. Nê? En dan kyk jy nog so, en dan's hier 'n ander ou wat so oorloer, en dan kyk sy gou, wat skryf daai ene? En as jy nou nog fyner kyk, dan sien jy, maar die hele klas weet daarvan, en dit lyk nie of dit een van hulle pla nie. Almal weet, hier goed gebeur nou nie hier reg nie. Maar dit lyk nie asof dit hulle regtig pla nie. En dan besef mens, hierdie graad 8 klas, se bedreiging lê nie op die speelgronde nie. Die integriteit van hierdie klas word bepaal deur die klomp leerders daar. Nee, hulle is dalk die probleem.
Dis hulle wat mekaar negatief beïnvloed. Dis hulle wat mekaar blootstel aan hier kom die papiertjie na jou toe. Nee, nou moet jy besluit of jy hom vat of nie. Dit is hulle wat jou dalk oorhaal om die verkeerde ding ook te doen. So hierdie klas staan nie meer bekend as 'n klas met integriteit nie. Hierdie klas staan nie bekend as 'n eerlike klas nie. 'n Mens sou kon sê nee, hier's 'n klomp leerlinge wat wolwe met skaapklere eintlik is, nee. Hulle is in die groep, maar loop nie so lekker nie. Nou met dit in die agterkop, kom ons lees Openbaring 2 vers 18 tot 29. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vlammende vuur en voete soos gloeiende koper. Ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding. Dis daar wat jy so in die klas instap en jy kyk so vinnig. Nee, ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding en weet dat jou latere dade die eerstes oortref. Maar ek hou dit teen jou dat jy die vrou Isebel net laat begaan. Dis nou as jy nou begin fyner kyk, dan kom jy agter maar Isebel is hier. Sy wat haarself 'n profetes noem en my diensknegte leer en verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Ek het haar tyd gegee om tot bekering te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar hoerery. Kyk, ek werp haar op 'n siekbed en ook hulle wat met haar egbreek gepleeg het in groot verdrukking as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. En haar kinders sal ek met die oordeel met die dood tref. Laat al die gemeentes daarvan kennis neem dat dit ek is wat niere en harte deurgrond. Ek sal elkeen van julle beloon volgens julle dade. Maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang nie, dis nou Isebel se leer, en wat nie die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek lê nie op julle 'n ander las nie, behalwe net om vas te hou aan wat julle het, totdat ek kom. Aan wie oorwin en eintlik vashou aan wat ek sê, sal ek mag gee oor die nasies. Hy sal hulle as 'n herder lei met 'n ysterstaf en hulle soos kleipotte stukkend slaan. Soos ek dit van my Vader ontvang het, sal ek aan hom ook die môrester gee. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou hierdie gedeelte begin, of hierdie brief begin, deurdat die mooi dinge raak gesien word in daardie gemeente. Nee, Jesus merk hier die goeie op. Daar is liefde, daar's geloof, daar's mense wat hulle hande uitsteek om ander te help, daar's selfs groei in die geloof. Dis wat jy kyk as jy kyk. Maar as mens fyner na die gemeente begin kyk, dan gaan dit eintlik ellendig op hulle geestelike terrein. Want sonde het in hierdie gemeente ingesluip. Sonde het deel geword van hierdie groep Christene dan nou, of lidmate. En die leier van hierdie sonde word nou genoem Isebel. Nou dis natuurlik nou nie haar regte naam nie, maar dis die simboliese een en ons almal dink mos nou terug aan Isebel en hoe Isebel Israel se geskiedenis dan nou beïnvloed het. So mense sou kon sê Isebel is van die gemeentelede of 'n gemeentelid wat daar tussen die gemeente is. En hoe het Isebel of die lidmate mekaar dan verlei? Hulle het vir mekaar begin eintlik sê, sonde is nie so erg nie. Jy is mos gered. So jy kan nou maar sekere dinge doen en dis nie eintlik so erg nie. Jy kan nou maar ter wille van die groot prentjie om ander mense sê maar te bereik, kan jy ook verkeerde dinge doen. Want dit behoort mos nou die ander mense te red. Jy kan as lidmaat, wil ek nou staan nou sê, sekere kompromieë maar aangaan.
kompromieë met die sonde. En dis maar oukei. So dis so al wat hier aan die gang is. En dan kom jy se agter, Jesus straf nie dadelik vir Isebel nie, of hierdie lidmate nie. Hy gee vir Isebel tyd om haar te bekeer. Tyd om agter te kom, ek doen sonde, ek doen verkeerd. Maar hy gee ook die gemeente tyd om agter te kom dat hulle toelaat dat Isebel doen wat sy wil. Nee, dis nou soos daai seun wat die papiertjie afstuur in die toets. Die res laat dit toe. Nou kry die gemeente kans om agter te kom, ons laat hierdie goed toe. Maar dan lees ons, dan kom die straf. Ek lees weer vir julle. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor. En die wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding. As hulle nie van haar praktyke bekeer nie, haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. So uiteindelik word die Isebel, hierdie lidmate dan gestraf. Nou, ek sukkel nogal met hierdie gemeente opset, en om te weet, hoe moet ek myself plot met hierdie situasie? Die lidmate het tog nie gedink hulle doen verkeerd. Die lidmate het gedink hulle doen reg. Daar was Christene wat regtig geglo het dat hulle maar sekere goed moet doen ter wille daarvan om die heidene te red. Hulle moet so lief wees vir die wêreld, vir mense wat verlore gaan, dat hulle dan kompromieë aangaan om by die mense sê maar uit te kom. Want dan kan hulle mos 'n invloed hê. Dan kan ek mos dalk iemand tot bekering laat kom, as ek net by hom of by haar kan stil staan. Maar as ek dalk doen wat hy of sy doen. Maar nou wat nou gebeur is, nou doen hulle self sonde. As ons nou dink aan gemeente opset vandag ook, 'n mens dink jy kan die wêreld bereik deur in die wêreld te wees. Nou dit is mos nou reg. Ons is in hierdie wêreld. Ons kan nie maak asof ons nie in die wêreld is nie. Ons gaan nie die wêreld bereik as ons by mense in die wêreld uitkom, en ons moet in die wêreld 'n verskil maak. Maar nou wat baie keer gebeur, in plaas daarvan dat ons 'n verskil in die wêreld maak, begin ons nou ook sondig. En is ons dan nou eintlik op die eind van die wêreld. En ons intensie was reg, ons intensie was goed. Kom ek probeer 'n voorbeeld noem nou, dis nou maar wat ek nou probeer, hoe ek dit verstaan. Julle sal saamstem, drankmisbruik is sonde. Ons praat net so, drankmisbruik is sonde. Maar nou tog sal julle almal sê, mense skryf nie mense af wat drank misbruik nie. En ons het 'n verantwoordelikheid om mense op te tel. Ons het 'n verantwoordelikheid om mense te begelei. Ons het 'n verantwoordelikheid om die evangelie vir mense te bring. OK, so dit beteken 'n kroeg is nie 'n sleg ding nie. En dis ook nie verkeerd as 'n Christen kroeg toe gaan nie. Julle volg nou min of meer nog hoe ek nou probeer dink. Maar nou wat gebeur nou? Nou gaan ek as sê nou maar kroeg toe, en op die ouend is ek die ou wat te veel drink. En is ek die ou wat die vuil grappe vertel in die kroeg. So my intensie was, ek wil by mense uitkom. Ek wil mense met hulle kan identifiseer. Hulle moet met my kan identifiseer, want dalk ontdek hulle dan die Here. Maar in daai sondig ek. 'n ander voorbeeld, as 'n mens die dag jou kind laat doop, dan lê jy 'n belofte af, en dis wonderlik en dis mooi, en 'n mens leef en jy kom kerk toe en so aan. So in jou huis is julle die Christene. Jy en jou vrou, of jou vrou en jou man, en die kinders, ons is die groepie Christene. Jou kinders identifiseer met jou.
Nou, jou kinders moet ons nou by jou leer hoe dit om 'n gelowige te wees. Maar nou by die werk is jy oneerlik. Julle familiebesigheid bedryf julle nie eerlik nie. So wat sien die kind? Pappa en mamma is Christene, maar dit is nie vir hulle so belangrik om eerlik te wees nie. Pappa en mamma is Christene, maar pappa maak dan baie keer snaakse opmerkings oor vrouens. So hulle begin dink dis reg. Dis maar hoe dit is. 'n Christen kan so 'n grappie maak. 'n Christen kan maar soms as 'n druk oneerlik wees. Nou, dis hoe ek vir my probeer uitmaak het, dalk met hierdie gemeente gebeur het. Christene wat goed bedoel, maar wat dan vasgevang word in sonde, en dan dink jy ander dit is reg. Dit is maar soos dit moet wees. Ons probeer baie keer soveel ruimte maak uit liefde dat ons sondig. Nou, ek wil nou nie, jy moet nou vanaand dink aan al die ander nie, wat daai fout maak nie. 'n Mens moet nou probeer plot. Hoe staan ek met die saak? Maak ek dit vir mense maklik om die Here te dien? Of as hulle sekere goed by my sien, maak dit vir hulle moeilik. Kom ek vat vir julle 'n voorbeeld wat ek as dominee sê maar baie mee sukkel. Sê nou maar ek weet, in daardie huis is daar 'n buiteegtelike verhouding. Nou gaan besoek ek daar. Nou wil ek mos nou uit liefde ruimte skep. Ek wil 'n verhouding bou met hierdie, kom ons sê dan maar dis 'n man wat 'n buiteegtelike verhouding het. Ek wil met hom 'n verhouding bou sodat hy met my sal kan gesels, sodat ek eers 'n gap kry om dalk met hom te praat. Maar nou kry ek nie daaroor gepraat nie. Later weet almal die dominee was al daar. Maar die dominee praat nie daaroor nie. So wat is die boodskap wat ek nou uitstuur? Dis nie vir my so erg as mense buiteegtelike verhoudings het. Dis hoe ek hierdie tog al verstaan. So dis vir my, dis moeilik vir my hierdie om onsself te plot. Maar gelukkig hierdie brief eindig nie net op so 'n notie. Die Here gee weer beloftes. Hy bemoedig hierdie gemeente. Hy doen dit met 2 beloftes. Daar staan: aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhard om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader ontvang. Dis die een belofte. As ons dan nou ernstig bly en regtig probeer om nie ingetrek te word deur sonde te doen in ons poging om eintlik liefde aan te gee. Die tweede belofte, daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal die môrester gee. Nou in die Bybel word Jesus met die môrester, hy word die môrester genoem. Dit beteken dat ons Jesus ontvang. Dat ons die oorwinning sal kry. Dat ons verlos dan nou ook sal wees. As ons nou na Thyatira toe teruggaan, Thyatira, daar het niks van die stad oorgebly. Die lamp is weggeneem, wil mens sê. Maar tog was die belofte daar, die wat voluit vir hom bly dien het, sal seën ontvang. Nou goed, nou moet ons onsself weer 'n bietjie probeer plot. Nee, ons kom van Efese af, vanaand is ons by Thyatira. En ek wil maar bloot net vra, en ek vra dit vir myself ook, bedreig my optrede dalk die integriteit van hierdie gemeente? As mense weet ek is deel van die NG Kerk Montetjie, is dit dalk so? Julle weet hoe sê mense altyd, ja, maar ek wil nie by die kerk wees nie, want die ouderling huigel so. Nee, nou dis iets daarvan. Huigel ek dalk? Nou dis nie altyd reg wat daai een sê nie, maar
Is ek so dat ander dalk eintlik nie met die NG Kerk wil assosieer nie, omdat hulle iets by my beleef? Help my optrede, my manier van doen, my kinders om teen sonde te kies. Of help my optrede vir hulle juis om sonde te doen? Kom ons plot onsself, en 'n mens moet nou ook die gemeente plot, en een van die goed van Thyatira was, dat die gemeente dit toegelaat het. Dat ons toelaat, dat ons nie reg optree nie. Hulle hoor ek praat in onse, nie in individue nie. Maar as ons definitief weet, so een van ons lidmate tree nie reg op nie, moet ons dit nie toelaat. Nou oké, nou sit wat se pad gaan jy nou met daai een loop? Dis nou waar die hele uitdaging kom. Maar dit is wat by Thyatira gebeur het. En nou moet ons bid. Ek gaan weer die papiertjies is hier. So kom trek asseblief weer vir u 'n papiertjie. Maar ek wil ook bid, as jy klaar gebid het vir dit wat op die papiertjie is, dat jy vir die Here tog sal vra, om vir jou te help, om geestelik te onderskei, as daar by jou 'n haakplek is. Of om toe te laat, dat die Bybel met ons praat. Om toe te laat, dat die Here vir ons kan uitwys, Wouter, hierdie ding, wat jy doen, of wat jy sê, hou op. So kom ons vra die Here dan, dat hy vir ons sal wys. So ek gee geleentheid vir gebed, ek sal op die einde dan in elk geval ook afsluit. So is welkom, kom vorentoe, Olkert, speel maar weer 'n bietjie vir ons ietsie asseblief. En dan kom ons bid so vir Oula saam.
Here, ons wil vir U dankie sê dat U met elkeen van ons op pad is. Dankie dat ons aan U kan behoort, dat ons Christene kan wees. Dankie dat as ons so luister na die 4 gemeentes, en ons weet daar lê nog 3 voor, dat dit ook maar Christene was soos ons, wat uitdagings beleef het soos ons. Dankie dat as ons plot, waar dit ook al is, dat dit nie 'n plot is om sodat U ons kan aantree nie, maar dat dit 'n plot is sodat ons in U arms kan kom sit en dat U vir ons op ons pad vorentoe kan vat. Here, ons wil vanaand in besonder ook bid dat ons gemeente 'n ruimte sal skep waar die waarheid gekoester word, waar liefde geleef word, waar ons nie kompromieë sommer net wil aangaan nie, maar dat ons in afhanklikheid van U wil leef. Amen. Kom ons sing ons lied wat ons so elke aand gesing het, is maar die Onse Vader gebed, eintlik vonk 2, 3, 4, die 3 verse. Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Amen.